Goeiemôre, wat 'n voorreg het ons weer eens om saam te kom tydens hierdie uur op die Sabbat en tyd spandeer in God se woord. Kom ons buig saam die hoofde. Ons kragtige Here Jesus, wat 'n voorreg om saam met U tyd te spandeer. Mag U ons deur die Heilige Gees naby U bring en ons harte verlig deur U woord. Bid ons in Jesus se naam. Amen. Vir ons skriflesing wil ek graag vir u 'n paar versies lees uit die boek van Titus. Titus hoofstuk 2 en ons lees daar vanaf vers 11 tot en met vers 14. Ek lees vir u uit die ou vertaling en dit sê: Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Wat 'n besonderse gedeelte. Ons boodskap vanoggend is getiteld Tyd om Jesus aan te neem. En ek dink ons lewe in 'n baie interessante tyd in hierdie wêreldsgeskiedenis met die COVID. En as daar ooit 'n tyd is wat u nie met die geestelike lewe kan speel nie, dan is dit nou. Nou ek wonder, hoeveel van u het al die een of ander projek in u lewe aangepak? Jy weet, in die begin was jy vurig daaroor gewees, jy het allerlei planne beraam van hoe jy dit gaan laat werk, jy weet, hoe jy daarvan 'n sukses gaan maak. Dalk was dit die een of ander nuwejaarsvoornemens gewees, waar jy jouself dalk beloof het om 'n beter man of vrou of 'n eggenoot vir jou eggenoot te wees, of dalk het jy beplan om hierdie jaar dalk jou tuin so 'n bietjie op te knap, of dalk die motor 'n bietjie op te doen, sodat hy nie meer so sal sukkel om te vat in die oggende nie. In die genade van God het u dalk selfs COVID oorleef en besef dat u weer 'n kans gekry het om dinge reg te maak en net jou prioriteite reg te kry. U is dalk ook van die meer praktiese soort wat besluit om dalk van daai mooi houtplanke wat al dalk jare daar in die garage lê en wag, te vat en 'n mooi tafeltjie in die sitkamer te bou wat jy al lankal wou gedoen het. U is miskien dalk ook 'n dromer soos ek, want nog voordat die plan mooi uiteengesit is in my kop, sien ek al klaar die mooi blink geskuurde tafeltjie daar in sy plek in die sitkamer staan. Maar o wee, as jy begin en daai eerste spyker wil inkap, natuurlik vol selfversekering dat dit nou die begin is van 'n meesterwerk, begin hierdie hamer natuurlik in sy afkomslag nou onseker te raak van wie hy nou eintlik moet kap. Daardie ou dun spykertjie of daardie dik vinger. En natuurlik, so dom soos 'n hamer kan wees, kies hy nou so wrinties waar in sy onkunde die dik vinger. En en al wat daar kom is 'n seer vinger. En jy weet hoe werk dit. Die volgende oomblik lê daai hamer in die verste hoek wat jy in jou pyn vir hom kon uitgesoek het. En as jy terug huis toe en al wat gekom het van jou mooi planne is 'n seer vinger. En is dit nie maar wat met baie van ons mooi voornemens word nie. Jy weet, ons vervlou so gou daarin, dat daar later niks van dit oorbly nie. Ons vervlou selfs in die dinge wat kan veroorsaak dat ons lewens verloor. Jy weet, ek onthou nog so goed, die dag toe ek nog op skool was. Kyk, dit was dan baie te lank terug, maar ek onthou dit nog soos gister. En ons eerste bomdreigement ontvang het. Nou, ons was die ene opwinding. Die onderwysers het behoorlike stryd gehad om ons almal ver genoeg van die skool af weg te kry, want jy sien, ons wil almal net sien hoe blaas die skool op. Wow! En ek onthou nog daai bittere teleurstelling waar daar onder ons geheers het toe hulle afkondig dat alles is veilig, ons kan maar terugkom, die polisie was deur die plek, daar's geen probleem nie. Sjoe, ons was so teleurgesteld.
Maar daar was natuurlik onmiddellik 'n plan van aksie opgestel, waarin sekere van ons elke oggend die klaskamers eers moes deursoek vir enige verdagte voorwerpe. Nou ons was die bomsquad genoem. En weer eens was ons die ene vuur en vlam. Ek bedoel, beter bomdeskundige, so jy ver moes gaan soek het om te kry. Ons het letterlik elke hoekie van die klaskamer uitgesnyf en in elke ou gaatjie geloer, of daar nie net miskien die kleinste ou kruitkorreltjie kon gelê het wat 'n bom sou verraai het nie. Sjoe, ek sal vir julle sê, dit was nie eers 'n week gewees nie. En tot ons opwinding verval het tot 'n blote vervelige formaliteit. Ag, maar net nog 'n opdrag wat ons moes uitvoer. En ons het dit later so half gedoen, dat dit letterlik heeltemal verval het. En dit het my laat besef, is dit nie tog hoe ons as mense maar in werklikheid is nie? Ons raak so gewoond aan dinge, dat ons nie eens meer die erns daarvan besef nie. Ek bedoel, hoe gemaklik het baie van ons nie al dalk met COVID geword nie, en tog weet ons dat dit ons kan doodmaak, en hoeveel mense het nie al dood gegaan nie. Geen wonder dat ons baie keer so 'n swak, vervloude godsdiens ook beoefen in ons lewens nie. Dat baie keer sit ons net in die kerk met heilige gesigte en ons ken nie eens werklik vir Jesus nie. Ons ken nie eens werklik vir Jesus nie. Dalk het dit tyd geword dat ons elkeen weer eens 'n persoonlike herlewing moet ondergaan. Dis dalk nodig dat ons weer eens Jesus as ons persoonlike saligmaker in ons lewens moet toelaat. Ons skriflesing Titus 2 vers 11 sê vir ons dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddelose en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in hierdie teenswoordige wêreld te leef. Nou, God se reddende genade, sê die skrif vir ons, is daar vir ons. Ons moet dit net aanneem. Ons kan dit nie verdien nie, ons kan dit net aanvaar soos wat jy 'n geskenk aanvaar. En hoe nodig het ons nie om veral in hierdie tyd wat ons vandag leef, seker te maak dat jou saak met jou God reg is nie. Om Jesus werklik en dalk opnuut weer deel van jou lewe te maak, en indien jy hom nog nie voorheen aangeneem het nie, dit nou te doen. Hoekom? Nou, ek gaan vermoed met u 3 redes deel hoekom ons Jesus as ons persoonlike verlosser, saligmaker en redder in ons lewens nodig het. Eerstens het ons nodig om Jesus in ons lewens te hê, want slegs hy, Jesus, kan ons verlos. Slegs Jesus kan ons verlos. Weet, ons lees in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Slegs Jesus kan ons verlos, omdat hy bereid was om die hoogste prys te betaal vir ons sondes. Ek wil geen naam kan vir ons doen wat die naam van Jesus vir ons kan doen nie. En hierdie genade, sê ons skriflesing vir ons, is vir almal beskikbaar. Is vir almal beskikbaar. Maak nie saak wie of wat jy is nie, of hoe vuil of hoe sondig jy dalk mag wees nie. En wat nog meer is die feit dat nie net Jesus ons kan verlos nie, maar hy wil ons ook graag verlos. Hy wil ons so graag verlos. Hy het reeds die eerste stap geneem en hy wag vir u. Hy wag vir u. Ek wil soos die vader van die verlore seun, kyk hy uit vir u, wag hy vir u, pleit hy by u, en as u daai besluit maak om te draai en terug te keer, sal hy u tegemoet hardloop by u tegemoet. Nou weet, soos ek in my inleiding gesê het, vervlou ons selfs in die dinge wat ons
lewens in gevaar stel, soos byvoorbeeld die bomdreigement waar ons elke oggend moes kyk vir 'n verdagte voorwerp en ons dit later so laks of half gedoen het, dat ons selfs op 'n bom kon getrap het en ons sou dit nie eens geweet het nie. Net so word ons ook laks in ons godsdiens en ons redeneer. Ag wat, weet, God sal nie toelaat dat ons verlore gaan nie. Ek bedoel, hy sal wel 'n manier uitwerk sodat ons hemel toe kan gaan. Maar hoe kan ons gered word as ons nie Jesus Christus in ons harte het nie? Hoe gaan ons gered kan word? Weet, jare gelede lees ek van 'n ou Walliese prediker wat baie naby aan God gelewe het. En hy het eendag sy preek begin deur so op die preekstoel te leun en met so deurdringende stem te sê: "Vriende, ek het 'n vraag om aan u te vra. Ek kan dit nie beantwoord nie. Julle sal dit ook nie kan antwoord nie. As 'n engel van die hemel hier na ons verskyn, sou hy dit ook nie kon antwoord nie. As die duiwel aan ons kon verskyn, sou hy dit ook nie kon antwoord nie." Natuurlik was almal sy aandag op hom gerig. Nou hulle het geweet hy's 'n baie intelligente prediker, maar iemand wat die hemel kan vasvla, dit het hulle nie sommer geglo nie. En die prediker het voortgegaan en Hebreërs 2 vers 3 aangehaal wat lees: "Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam?" Hoe sal ons ontvlug? Ons kan nie. Daar's nie 'n manier nie. Niemand kan vir ons 'n antwoord gee, nie eens 'n engel uit die hemel nie. Want jy sien, sonder Jesus kan ons nie die ewige lewe beerwe nie. En nie eers 'n engel uit die hemel sal vir ons 'n manier kan vertel hoe ons sal kon ontvlug sonder Jesus nie, want daar is nie 'n ander manier as Jesus nie. Daar is net nie 'n ander manier nie. Jy weet, 'n volle oorgawe aan Christus sal ons nie net die verlossing verseker nie, maar ook ons 'n besliste hoop gee, 'n hoop aan ons bied, wat ons by die tweede rede bring hoekom ons Jesus moet aanneem. Ons het nodig om Jesus as ons persoonlike saligmaker aan te neem, want hy gee ons hoop. Jesus gee ons hoop. Weet, as ons 'n bietjie net na onsself en die wêreld rondom ons kyk, kom ons gou agter dat daar die een of ander dryfveer is wat die mensdom aan die gang hou, naamlik hoop. Hoop blyk om 'n psigologiese noodsaaklikheid vir die mens te wees, wat hom in staat stel om letterlik die lewe in die oë te kan kyk. Hoop beteken juis vir 'n Christen om met die volle verwagting vorentoe te kyk vir wat God beloof het in ons lewens. Die oorsprong van die Christen se hoop is juis te vind in dit wat God deur Jesus vir ons gedoen het, wat natuurlik vir ons die rigting aanwys na God se uiteindelike doel vir sy skepping. Nou, slegs Jesus kan aan ons ware hoop bied. Slegs Jesus. Nie 'n hoop wat soos 'n vleuer aan die genade van die veranderende wind afhang nie, maar 'n sekere en 'n standvastige anker van die mens wat diep insink in die nou onsigbare ewige lewe. As gevolg van ons geloof, het ons hierdie versekering dat die dinge waarvoor ons hoop werklikheid is, want ons ken God in sy woord, waarin hy homself as waarheid geopenbaar het, en ons weet verseker dat hy ons nie teleur sal stel nie. Want God, of wat God beloof het, is om iets om aan vas te klou. Geen wonder dat Paulus hierdie hoop die salige hoop noem nie. In ons skriflesing Titus 2 vers 13, as hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Want dit hef ons nie net op uit ons bestaande orde nie, maar dit rig op ons oë, ons lewens na dit wat
voorlê. Dit bied aan ons iets om voor te lewe. Ek wil iets om na te strewe. Geen wonder dat as Paulus vir die heidene sê dat hulle sonder hoop is nie, dan bedoel hy in werklikheid dat hulle sonder God is. Sonder God is. Want sien, God is ons hoop. Om werklik hoop in hierdie lewe te hê, moet ons Jesus in ons lewens toelaat, want slegs Jesus bied aan ons ware hoop. Hoop wat hy met sy eie kosbare bloed vir ons bekom het. Daarom kan selfs die vuilste sondaar sy hopelose lewe verander na een van hoop deur net Jesus in sy lewe toe te laat. Want Christus het juis na hierdie aarde gekom om vir elke sondaar wat hierdie aarde bewandel, hoop te bied. Weet, 'n jong vrou wat 'n baie wilde en onverskillige lewe gelei het, word vertel het op 'n dag in 'n Londense hospitaal op sterwe gelê. 'n vriendelike besoeker het vir een of ander rede vir pasiënte gaan bid en 'n stukkie lees en hy het vir haar bed gaan sit en het vir haar die Bybel voorgelees. Haar laaste oomblikke het nader gekom en daarmee ook 'n ernstige bekommernis oor haar sieletoestand. Nou hierdie besoeker het verskeie Bybelversies voorgelees en eintlik ook die woorde van 1 Johannes 1 vers 7 wat sê: die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die sterwende vrou, toe sy hierdie woorde hoor, het skielik haar kop effens opgelig. Lees dit weer, het sy gesê. Sê dit alle sonde? Ja, beslis. Sit my sterwende vinger op die woord alle, het sy gevra. Want ek kan God op daardie belofte ontmoet. Wow, en net so kan ons ook as sondaars God op hierdie belofte, hierdie hoop wat slegs hy aan ons bied, kan ons hom hierop ontmoet in ons lewens. Jy sien, ons het Jesus nodig, nie net omdat net slegs hy ons kan verlos nie, nie net omdat hy aan ons hoop gee nie, maar ook omdat hy 'n verskil maak in ons lewens. Ons derde punt, ons het nodig om Jesus as ons persoonlike saligmaker aan te neem, want hy maak 'n verskil in ons lewens. Hy maak 'n verskil in ons lewens. Jy sien, ons het Jesus nodig om anders te wees. Om anders te wees. Anders te wees as die gewone man in die straat. Nie in die sin dat ons dink ons is goed of beter as hulle nie, maar eerder in die sin dat as hulle na ons kyk, hulle iets kan sien wat hulle nie het nie. Want Jesus reinig ons as sy eiendom, ywerig in goeie werke, sê ons skriflesing Titus 2 vers 14 vir ons. Nou, dit word vertel dat 'n krepeel persoon wat baie handig met sy hande was, eendag 'n pragtige model van 'n groot kathedraal gebou het, so 'n mooi skaalmodel. Nou hy het baie tyd daaraan spandeer en toe dit uiteindelik klaar was, het dit al die mooi en delikate snywerk, asook die pragtig gekleurde vensters en standbeelde alles gehad. Dit was amper perfek gewees. Maar slegs 'n paar mense het tyd geneem om daarna te kyk en daaroor te gesels, sodat hierdie arme persoon nogal teleurgesteld was, dat mense nie eintlik daarin belang gestel het nie. Tot iemand hom 'n voorstel gegee het. Hoekom sit jy nie 'n lig binne-in nie, het hulle gesê. Hy het dit dan ook gedoen en die klein model laat skyn. Nou, skielik het die mense gekyk. Hulle het behoorlik om die model saamgedrom en oor die skoonheid daarvan gepraat. Die lig, jy sien, het die groot verskil gemaak. Die lig het dit moontlik gemaak vir om die vensters te sien. En dan die snywerk, die standbeeldjies en alles, die detail kon hulle raak sien as gevolg van die lig binne-in. Jy sien, en net so het jy en ek ook Jesus as die lig in ons lewens nodig om 'n verskil te maak. Moenie dink dat jy mense deur jou lewe na Jesus toe sal aantrek nie. Nee, dit is
Jesus wat deur jou skyn, wat die verskil maak. En hierdie verskil kan nie geïgnoreer word nie. Nog minder kan dit onderdruk of bedek word. Dit sê nie dat ons hoofsaaklik ons Christendom moet adverteer deur altyd almal daarvan te vertel nie. Nee, dit is nie wat ons sê of ken wat ons Christene maak nie, maar wat ons is in Jesus. Nie soseer ons woorde nie, maar ons dade en ons houdings openbaar ons ware identiteit. Weet, Moody het eendag gesê, dit is baie beter om 'n heilige lewe te lei as om daaroor te praat. Dit is baie beter om 'n heilige lewe te lei as om daaroor te praat. En ons word vertel om ons ligte te laat skyn. En jy weet, en as dit skyn, het ons nie nodig om mense daarvan te vertel nie. Ons het nie nodig om mense daarvan te vertel nie. Ek wil die lig sal sy eie getuienis wees. Die lig sal sy eie getuienis wees. Ek wil ligtorings, skiet nie kanonskote af om mense se aandag daarop te vestig dat hulle skyn nie. Nee, hulle skyn net eenvoudig. Jy sien, as ons Jesus aangeneem het in ons lewens, is daar 'n verskil, want ons is anders. Ons is uniek, ons is God se kinders, want Jesus maak die verskil in ons lewens soos hy deur ons skyn. Hy reinig ons as sy eiendom, ywerig in goeie werke. Dit sal gesien kan word in dit wat ons doen. Nou, as ons dit dalk kan opsom, wat het Jesus vir u deur hierdie boodskap gesê? Nou, u kan maar alles vergeet as u wil wat ek gesê het, maar onthou asseblief net die volgende. Ons het nodig om Jesus elke dag as ons persoonlike saligmaker in ons lewens aan te neem. Hoekom? Eerstens, slegs Jesus kan ons verlos. Tweedens, Jesus gee ons ware hoop. En derdens, Jesus maak 'n verskil in ons lewens. Jesus maak 'n verskil in ons lewens. Eendag, lank gelede, was daar 'n wurm. Almal het hom gerespekteer. Hy was voorsitter van die plaaslike protesbeweging teen die gebruik van moderne insektedoders en baie besorg oor die interne veiligheid en sekuriteit van die RISPER-samelewing. Hy was egter ook 'n verskriklike skeptisis en het absoluut niks geglo wat iemand hom vertel het nie, behalwe as hy dit kon bewys. Hy het geweier om uit die Jones-familie se tuin uit te trek, alhoewel hy aanhoudend gekla het oor die swak grond wat volgens hom ammoniumsulfaat nodig gehad het. Net mooi niks het geblyk om hom tevrede te stel nie, alhoewel hy baie slim was. Al wat hy wou gedoen het, was om die hoof te word van meer en meer komitees, en op die ou end het hy die hele gebied gedomineer. Maar hy het steeds aangehou kla oor die lewe. Hy kon dit net nie meer verdra om so aardsgebonde te wees nie. Hy het gesê, hy voel geroepe na iets meers. Maar toe, net gevloek en is af om na die insektedoder aandelemark te gaan kyk. Die gevolg van alles was dat hy baie vervelig vir almal rondom hom geword het en 'n pyn in die nek vir sy arme ou vroutjie. Nou sy op haarself was op haar dag 'n beeldskone risper gewees, maar nou verkrimp en bros deur angs en ongeluk. Sy het begin voel dat daar meer in die lewe is as net dit, meer as net hy met al sy komitees. So het dit dan gekom dat mevrou Rispe op 'n dag besluit het om 'n bietjie buitekant die Jones se tuin te wandel. Dit was die grootste dag in haar hele lewe gewees. Iets het met haar gebeur wat haar hele uitkyk op die lewe verander het. Sy het 'n groep Risper meisies ontmoet. Hulle het haar natuurlik genooi om by hulle groep in te skakel en te help om die goeie nuus te versprei. Maar eers moes sy dit self glo.
Maar wie was hulle? Wel, hulle het gesê, hulle is die plaaslike groep van die Skoenlapper Assosiasie. Wat op aarde was 'n skoenlapper? Wel, het hulle gesê, 'n skoenlapper was 'n bekeerde rispe, 'n bekeerde wurm, 'n soort van 'n herreuse risper. Dit was kleurvol, dit was pragtig en vry, en ja, dit kon selfs vlieg. Die mees wonderlikste ding op aarde vir enige risper was om 'n skoenlapper te word. Om die waarheid te sê, God het dit so bedoel dat alle rispers skoenlappers moes word. Dit was hulle bestemming. Mevrou Risper het dit onmiddellik geglo. Dit het so reg gelyk om nie 'n wurm jou hele lewe lank te bly nie. En sy het altyd gedink dat daar iets meer moet wees as net hierdie lewe, hierdie ou lewe met al sy dinge. En hoe dit vir haar verlossing, hoop en 'n verskil in haar lewe gebring het. Sy het dadelik teruggehardloop om dit met haar man te deel, om hierdie hoop, hierdie verlossing en hierdie verskil met hom te deel. Nou, ou meneer Risper het net geluister met so 'n verwarde trek op sy gesig. Toe, terwyl hy sy aandelelys optel, het hy gelag en vir sy ou vrou gesê om nie ou vrou stories te glo nie. Ek bedoel, elke selfgerespekteerde risper het geweet dat daar nie so iets soos 'n skoenlapper bestaan nie. Nogal uiters onsinnig. En so het dit dan gebeur, dat meneer Risper nooit hierdie wonderlike nuus wat sy vrou elke dag verkondig het, aangeneem of selfs geglo het nie. Met die gevolg, dat hy 'n groot ou verkrimpte wurm geword het, wat later tydens een van sy vergaderings deur 'n kraai gevang en opgevreet is. Maar mevrou Risper het begin verander. Sy het begin verander. En eendag, skielik het sy ontwaak as 'n beeldskone, pragtige, kleurvolle skoenlapper. En ja, sy kon selfs vlieg. Wow. En wat van u vanmôre? Wat van u vanmôre? Gaan u ook Jesus toelaat om so 'n verskil in u lewe te maak? Gaan nie? Kom ons buig die hoofde. Onse wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg om u in ons lewens te kan aanneem. U wat u self as 'n geskenk gegee het, sodat elkeen wat u aanneem, die ewige lewe kan hê. En dat u daarvoor keer vir ons hierdie versekering kan gee, 'n vaste versekering om in te kan lewe, en 'n hoop waarna ons almal strewe, wat ons so nodig het in hierdie donker wêreld. Maar ook die verskil wat u in ons lewens kan bewerk. 'n Verskil wat so kragtig van binne is, dat dit buite gesien sal word. En mag u asseblief, Here, hierdie versekering, hierdie hoop en hierdie verskil ook in ons eie harte bewerk. Mag jy dit lewendig hou, sodat ons nie gewoond raak aan hierdie koue ou wêreld en sy dinge nie. Ons bid dit in ons Jesus se wonderlike naam. Amen. Dan sê mag die Here u seën, vasstaande genade, seëninge.